Goeiedag, welkom terug. Vandag duik ons in 'n stel bronne wat jy met ons gedeel het. Dis notas en artikels oor die geskiedenis en wel die meer verborge hoekies van Higashimato. Ons gaan probeer om die kern daarvan uit te lig. Presies, ja. Ons soek daai spesifieke insigte en stories wat regtig uitstaan. Veral die wat 'n mens dalk nie sommer in die gewone reisgidse sal raakloop nie. Dink daaraan as 'n persoonlike verkenningstog deur jou materiaal. Jy weet, van die vroegste spore tot nou. Fantasties. So kom ons spring sommer dadelik weg. Waar het alles begin? Jou bronne verwys na die Jampai Gatsu. Is dit reg? Ja, die Jampai Gatsu. Dis die sleutel tot die vroeë geskiedenis. Hulle is hierdie vlak, amper soos vingers, valleie wat uit die Sayama-heuwel strek. Dit lyk of dit die eerste plekke was waar mense, jy weet, kon wortel skiet. En ons praat regtig lank terug. Hoe lank terug? Daar spore uit die Paleolitiese tydperk, so 30.000 jaar gelede, naby die Karahori rivier gevind. 30.000 jaar. Sjoe. En dan was daar 'n baie besige Jommon-tydperk. Jou notas noem dit die Jommon Ginza. Klink amper soos 'n hoofstraat. Dis reg, ja. Dit dui op heelwat bedrywigheid, alhoewel dit lyk of dinge later stiller geraak het. Wat nogal interessant is dat daar skynbaar geen oorblyfsels uit die volgende groot tydperke, die Yayoi of Kofun, tot dusver gevind is nie. Regtig? So wanneer het permanente dorpies begin vorm? Wel, dit lyk of dit eers heelwat later was, in die Nara en Heian tydperke, sê maar so 800 tot 900 jaar gelede. En dit was op die laer terrasse binne in daardie Yatsu-valleie. En jou bronne gee 'n idee van hoe daardie vroeë lewe was? Daar's 'n foto van Megurita Yatsu wat reislande wys, maar die nota sê dit was maar sukkel. Absoluut. Die groot probleem was die koue fonteinwater wat hulle vir besproeiing moes gebruik. Reis hou nie juis daarvan nie. So die opbrengs was maar, wel, laag. So klein gemeenskapies dan. Ja, baie klein. Miskien net 'n handjievol families per vallei. Tog, dis snaaks. As jy die ou gedigte uit die Manyoshu-bundel lees wat ook genoem word, kry jy amper hierdie romantiese prentjie. Gedigte oor visante, takbokke, die Tama rivier. Dit kontrasteer nogal met die waarskynlike daaglikse gesukkel. Nogal ja. So hoe het hierdie klein groepies mense ontwikkel tot die dorpe wat ons later sien, veral in die Edo-tydperk? Die groot draaipunt kom met Tokugawa Ieyasu in 1591. Hy het 'n hele nuwe administratiewe stelsel ingestel. Hy het hierdie beamptes, hulle is Shito genoem, aangestel om spesifieke grondgebiede te bestuur. In plekke soos Imokubao, Narahashi en Shimizu wat jy genoem het? Presies. En hierdie Gichito was verantwoordelik vir belastinginvordering, die Nengu en die algemene bestuur van die dorp. Maar om dit effektief te doen, moes duidelike grense getrek word. So dit was nie meer net organies waar mense sommer net bly nie. Nee, glad nie. Hierdie proses, bekend as Muragayeri of dorpsverdeling, het formele dorpe geskep uit die bestaande nedersinkies. Dit het die basis gelê vir hoe die dorpe vir eeue lank bestuur is. En dis juis binne hierdie dorpe waar 'n klop van die fascinerende stories en terreine in jou bronne gevind word. Kom ons kyk na van daardie stories. Wat staan vir jou uit as 'n verborge juweel? Miskien iets wat 'n toerist vandag nog kan ervaar? Wel, een ding wat my opgeval het is die sterk band met die natuur en amper die bonatuurlike. Dink aan daai storie van die reuse Kihaki-boom by die Shinmea heiligdom in Ushirogaya. Ja, die Zalkova-boom nie. Dis 'n ongelooflike storie. Dis reg. Die storie sê mos toe die regering die dorp forceer het om daai heilige boom te verkoop vir stoomschepe, glo dit allerhande rampe begin gebeur. Regtig? Soos wat? Wel, die koper se huis het afgebrand, 'n dief het toegeslaan, die houtkapper het siek geword en die dorp is glo deur plaag getuister totdat hulle amptelik gaan verskoning vra het vir die boom. Sjoe. Dis nogal 'n waarskuwing oor respek vir die natuur. En dit klink of bome nogal 'n ding was. Daar's nog 'n storie van 'n Kiyaki in Takagagi-dorp wat soos 'n wekker gewerk het. Ja, storie af 69. 'n Reuse boom in 'n ou familie se tuin het glo vroegoggend hierdie za geluid gemaak, soos dit water optrek. Die mense het dit as hulle wekker gebruik. Dis pragtig, né? Dis wonderlik. Dit wys hoe naby hulle aan die natuur geleef het. En dan is daar natuurlik die heiligdomme self.
Toyokashima heiligdom in Imokubu klink baie belangrik. Absoluut sentraal. Dis gekoppel aan soveel stories in jou bronne. En die hoofsaal, die Honden, is die oudste heiligdomgebou in die hele Tokyo-prefektuur. Die oudste in Tokio. Wow. Ja, uit die Muromachi-tydperk, middel 15de eeu, dis 'n aangewese culturally eiendom. So, dis 'n moet sien. En dis ook waar daai beroemde Kanamanishi is, die sluitsteen. Presies, daai blink swart klip in die veld voor die heiligdom. Die legende sê moes dit hou 'n reuse katvis onder die aarde vas, wat aardbewings veroorsaak. Die katvislegende, ja. En dis glo ook gebruik vir insekwaarseiery en word verbind met 'n tyd toe die see baie nader was. So dis geologies ook nogal fascinerend. Vir enigiemand wat die area besoek, is Toyokashima en die sluitsteen definitief 'n hoogtepunt. Klink of mens ure net daar kan deurbring. Nog 'n tema wat sterk deurkom, is die stryd teen die elemente, water, swaar kry. Ja, die leemandos beslis nie maklik nie. Ons het klaar gepraat oor die koue water verrys. Maar die bronne is vol voorbeelde van dorpe soos Shimizu en Tokagi, wat gesukkel het met arm grond en droogte. Wat het hulle dan gedoen? Wel, dit het mense gedwing om ander heenkommes te soek. Houtkap was een ding, en later het suiweromteel baie belangrik geword. En die behoefte aan kunsmis. Dit het ook probleme veroorsaak. Groot probleme. Dit het bygedra tot die Bushu Muramaya-opstand in 1784. En dit was min of meer dieselfde tyd as die verskriklike Tenmei hongersnood. Hierdie swaar kry ego in van die donkerder legendes. Soos die Gyoninsuka in Takube-dorp. Daai hoop grond waar bejaardes of siekes glo gaan wag het om te sterf. Dis nogal 'n somber beeld. Dis 'n tipe Ubasuta legende, ja. 'n Storie nommer 94 vertel van 'n monnik wat gevra het dat die dorpenaars die dooies daar begrawe wanneer hulle sy klok oorlei. Dis nogal aangrypend. Dit wys hoe desperaat tye kon raak. Maar daarom was daar ook stories van hoop, veral rondom water. Jy het gepraat van helende water. Ja, by die Mitaka heiligdom in Zoshiki. Storie nommer 16 vertel van 'n bron daar, die Omitara, waarvan die water glo oogsiektes kon genees. Die bron vloei glo steeds, al is dit flouer. En naby is die Iwaya heiligdom vir Bensaitan, die watergodin. Dit wys net hoe krities water was. Dit bring ons by 'n ander fascinerende ding, die plekke wat gemeenskapsentrums was en ook die wat mettertyd verdwyn het. Wat van Sankoin tempel en Shimizu? Ja, Sankoin is 'n goeie voorbeeld. Dit kom voor in stories oor 'n antieke klok en selfs oor jakkals. Jakkalsfolklore is nogal algemeen hier, jy weet. Sankoin kan jy vandag nog besoek en aan daai stories dink. En die Tashidoi in Zoshiki, dit klink ook spesiaal. Beslis, gewye aan prins Shotoku, beskermheer van vakmanne en geleerdheid. Dit was 'n Terrakoya, 'n tempelskool en later 'n vroeë Meiji-era skool. So diep opvoegende wortels daar. En daar's 'n ekstra bonus daar. Ja, agter die saal is daar 'n klein grot waar jy die Emokobo gryslaag kan sien. Dis 'n geologiese ding wat terugstrek na die tyd van die ou Tama-rivier. So dit verbind die kultuur direk met die diep verlede. Dis ongelooflik. Maar dan is daar ook die hartseer kant. Die plekke wat heeltemal verdwyn het, veral onder die Tamago-reservoir. Ja, dis 'n deurlopende tema in jou bronne. Hierdie idee van geskiedenis wat letterlik verswelg is. Die reservoir se konstruksie in die vroeë 20ste eeu was 'n reuse projek, maar dit het beteken hele gemeenskappe, belangrike terreine het onder die water verdwyn. Soos die oorspronklike Waikawa heiligdom naby Shimizu, het dit ook verdwyn. Ja, daai een is verskuif en saamgesmelt om die huidige Shimizu heiligdom te vorm. As jy vandag by die reservoir staan, is dit nogal iets om te dink. Daai oorspronklike heiligdom, wat die beskermgod vir 7 dorpe was, lê nou daaronder. En dieselfde het gebeur met die Kongwan Dainichi-dosal. Ja, maar die standbeeld is daarom gered en na Sankoin verskuif. Jy kan dit nog daar sien. En julle dorpsdele ook. Jou notas noem Rengaji Tempel in die onderwater Ishikobu gebied van Imokubo. Dis 'n fascinerende geval. Daardie tempel, gestig in 1601, het nie net afgebrand en is herbou nie, maar dit was ook 'n vroeë vergaderplek vir die vryheid en volksregte beweging in die 1870s. Regtig? Politieke geskiedenis ook.
Ja, en later het dit ontruimde skoolkinders en oorlogswesies gehuisves. So baie laag geskiedenis als nou onder die water. En die hele Shorakuji-dorp het ook verdwyn, met 'n Koreaanse verbintenis? Ja, Shorakuji was 'n buurdorp, noue bande met Higashiyamato. Die Butsu-Zoen-tempel daar is volgens legende in die 8ste eeu deur Koreaanse migrante, die Kuma-mense gestig. So die verlies van Shorakuji is ook die verlies van 'n tasbare skakel na daardie vroeë immigrante invloed. Dit wys maar die spanning tussen vooruitgang en bewaring. Dit gee mens baie stof tot nadenke. Kom ons raak gou aan die ekonomie. Die Umekaido-pad word genoem. Hoe belangrik was dit? Baie belangrik. Die Omekaido was 'n hoofroete. Die Omebashi-brug-area was blykbaar nogal bedrywig, teehuis, perdeherberg. Dis ook naby hier waar die Kasamori Inari heiligdom ontstaan het volgens een storie. Paaie soos die en die waterweë soos Tamagawa Josui het ontwikkeling aangevoer. En die plaaslike industrie? Weefwerk, Murayama Gasuri. Presies. Kashuri is daai tegniek waar die drade vooraf gekleur word om 'n patroon te vorm. Storie 29 gee oorsprongsmitte vir die plaaslike styl, Murayama Gasuri. Jou bronne praat van vroeër en voeligger katoenweefwerk en dan die later opkoms van suiwermteel en syweef, veral laat Edo en Mai. Hulle noem selfs die Mabushi. Wat's dit? Dis die spesiale rame waarop die suiwerms hul kokonne gespin het. Dis deel van die area se industriële erfenis. En hoe het dit als gelei tot die moderne stad, Higashiyamato? Wel, die groot transformasie was na die Tweede Wêreldoorlog. Eers het die dorpe saamgesmelt tot 'n Machi-dorp in 1954 en toe 'n Shi-stad in 1970. Dit was hoofsaaklik aangevuur deur massiewe behuisingsontwikkeling. Die Danshi, daai groot woonstelblokke. Ja, presies. Jou bronne het 'n grafiek wat dit wys. Dit het die bevolking en die landskap heeltemal verander. Selfs die mees onlangse storie in die versameling van 1971 weerspieël dit. Een oor die Tanuki. Ja, die was beerhond wat sukkel om aan te pas. Dit vang daai gevoel van die ou wêreld wat plek maak vir die nuwe moderne voorstad. Sjoe, dis 'n ongelooflike reis deur tyd en plek wat jou bronne bied. Van daai eerste setlaars in Yatso, deur die dorpsvorming, die stories van heilige bome en klippe, die swaarkry, die tempels en heiligdomme, die impak van die reservoir tot by die moderne stad. Wat regtig treffend is hoe hierdie stukkie same ryk prentjie skep. Dit gaan nie net oor feite nie, maar oor die karakter van die plek, jy weet, die mense se gelowe, hulle uitdagings. Hoopelik gee hierdie verkenning jou 'n paar idees vir plekke om self te besoek, gewapend by die agtergrond. Soos Toyokashima met sy ou saal en sluitsteen. Ja, of die Taishido met sy grot, of selfs net om by die Tamako-reservoir te staan en te dink aan wat alles daaronder lê. En dit laat mens wonder. Jou bronne vertel van soveel geskiedenis wat klaar onder water is. Heiligdomme, tempels, hele dorpies so Shorakuji. Hier's 'n gedagte om mee af te sluit vir jou. Watter ander vergete stories en terreine uit Higashiyama se dieper verlede, wat nie in hierdie bronne is nie, lê dalk nog iewers versteek? Miskien in ou familierekords of net onder die oppervlak wag om herontdek te word. Baie dankie dat jy jou bronne met ons gedeel het vir hierdie diepduik in Higashiyama. Hoopelik was dit vir jou net so insiggewend soos vir ons.